Ek kan onthou as kind reeds het my pa vir ons as seuns, as ons selfs net 'n braaivleisvuur aansteek, dan sal hy vra so, wat gebeur daar as daai vlamme daar brand? En dan het ons met die tyd geleer om te dink, om die storie agter die storie te gaan agterkom. En ek dink ek is met 'n soort van 'n navorsingsbrein, 'n nuuskierige brein grootgemaak. Ek dink navorsing het te doen met nuuskierigheid en ek dink dit het ook te doen met liefde. Veral as jy in die tipe navorsing is waar ons gewerk het, dan is navorsing sinoniem met mense en liefde vir mense. En om agter te kom, hoe gaan dinge tussen mense beter werk en hoe gaan dinge in die kerk ook beter kan werk. En dan ook wat die storie van die evangelie betref, om te vra of agter te kom, dis nie 'n vanselfsprekende storie nie. Hier's 'n storie agter hierdie storie. En navorsing is om te vra, so wat is die betekenis, die eintlike betekenis hiervan, en dit voortdurend nuut te vra in nuwe tye. So daarom dink ek navorsing is 'n baie opwindende veld om in te wees en in te werk. Ek het een middag, toe ek nou baie jare reeds in die Parel Dominee was, kan ek goed onthou so op die rusbank gaan lê om reg te maak vir die aandse werk. Ek sou pas daarna opstaan en uitgaan vir die aandse werk in die gemeente. En terwyl ek al lê, het ek in 'n oomblik sekerheid gekry dat my tyd in die Parel is verby. Dit was meer as 20 jaar en ons kinders was op pad om die laaste een uit die huis te gaan en ek het net geweet, dit is my duidelik, die Here stuur my na 'n ander plek. En minute later, toe lui die telefoon en toe kom die oproep waar ek gevra word om aansoek te doen vir hierdie pos. En hy vra toe vir my, weet jy waaroor die pos gaan? Ek sê, ek het al gehoor daar is so 'n pos, maar ek het nog nie gaan kyk nie. Hy sê, gaan lees dit. En toe ek die advertensie lees, was die gevoel dat daai posbeskrywing is vir my geskryf. So dit was so 'n wonderlike bevestiging dat ek hiervoor moet gaan en dat ek hierdie rol sou kon speel. En toe ek uiteindelik in die pos beland, was dit vir my net die grootste vreugde en dit vir my baie natuurlik gevoel om in 'n posisie te kan wees waar ek tussen taakspanne en tussen groepe en tussen synodes, want 'n deel was ook, my werk was ook vir die algemene synode, tussen synodes, tussen die instansies wat met opleiding betrokke is en so aan, te kyk hoe ons dots kan connect en hoe ons oplossings kan vind vir die groot uitdagings van ons tyd. So dit was vir my net een groot vreugde. Ek dink my gedagte gaan dadelik na die uitdagendste plek, na die moeilikste plek, en dit was leer in aktuele sake, waar kontensieuse temas gelê het en waar ook baie konflik in die kerk was. En hoe dat ons saam as spanne kon agterkom. En ek wil sê, as ek praat oor daai spanne wat bestaan het uit diverse mense en ook mense wat skerp verskil van mening, wat saam 'n manier van omgaan geskryf het wat bekend staan as egte gesprek, maar ons gesê het ons gaan gespreksmatig om met moeilike probleme en met vraagstukke. So dit gaan oor geloofsonderskeiding, dit gaan oor diep luister, oor 'n beweging van debat na dialoog, oor 'n beweging van na konsensus soek en na diep in gesprek bly met mekaar. En ek dink daaruit het vir my baie lig opgegaan en ek dink dat dit ook die weg vorentoe is en ek het baie vertroue dat dit die weg vorentoe is. Dis nie noodwendig 'n kort pad of 'n maklike pad nie, maar dit is die pad van die evangelie en dit is die pad van die Bybel. Ek het onlangs het ons so 'n draai gery deur die land toe ek vakansie gehad het. En so op klein plekkies gekom wat ek nog net die name van op 'n kaart gesien het. En in feitelik al daai plekkies staan daar 'n kerkgebou wat getuienis is van
'n geloofsgemeenskap en geloofsgemeenskappe op hierdie plekkies. En op baie plekke hoor mense dat mense sê, ons weet nie of ons kan voortgaan nie. En wat ek oor 5 jaar graag sal wil sien is, op elke plekkie 'n lewendige gemeenskap, hoe groot of hoe klein, maar wat hoop het, dat ons hier op 'n manier kan voortgaan. En dit vra baie innovering, want die manier waarop dit in die verlede gebeur het, gaan nie noodwendig vir nou werk nie. Daar is nuwe planne wat gemaak word. Dit is wonderlik om te sien hoe op verskillende plekke wonderlike planne gemaak word. En dat die werk wat van die sinode afgedoen word, is om die bediening van gemeentes ook in daardie plekke te ondersteun, sodat dit plaaslik uitgeleef kan word in al die fasette daarvan. En daarom is dit so lekker of wonderlik om deel te wees van 'n sinode wat kyk dat ons aan al die aspekte aandag gee en dat dit daarna toe gaan en uitkring. My grootste droom vir die NG Kerk in Suid-Afrika is dat gemeentes hulle gemeenskappe sal join, dat ons dit reg sal kry om as kerk die land te join. Dat ons nie eilande sal wees nie, dat ons nie op eilande amper sê van kritiek ook sal sit nie, maar waar ons die gemeenskap se belange op die hart dra. En dit is wonderlik juis uit die plek van navorsing om oor die afgelope jare soveel ongelooflik inspirerende stories te hoor en te ontvang van waar dit reeds gebeur. En ek dink dat indien ons leer hoe om dit te doen en meer op groter skaal uit te rol en te doen, dat iets van hierdie droom regtig vir ons wag.